In die bulletin, nuwe wetgewing word beplan om onwettige mynbedrywighede in die land vas te vat en 'n 18-jarige meisie van Kaapstad sal later van dese maand alles in die stryd werp om deur die Engelse Kanaal tussen Engeland en Frankryk te swem. Goeiemiddag, dis tyd vir Pretoria FM se visuele nuusbulletin in Afrikaans op hierdie Woensdag, die 12de Augustus. Baie welkom, ek is Esmerie Eysel. Die regering beplan strenger wetgewing om onwettige mynbou en prospektering in Suid-Afrika die hoof te bied. Voorgestelde wysigings aan die strafproseswet en die wet op die ontwikkeling van minerale en petroleumhulpbronne kan boetes van tot 100 miljoen rand en tronkstraf van tot 30 jaar tot gevolg hê. Die huidige maksimumstraf is 'n boete van 250 000 rand en tot 10 jaar tronkstraf. Die wysiging sal dit ook makliker maak om mense te vervolg wat onwettige mynwerkers help of bystaan. Die regering sê die voorgestelde wetgewing moet 'n leemte in die huidige wet vul, aangesien verdagtes tans dikwels net vir oortredings soos betreding aangekla kan word. Die Madlanga-kommissie verskuif sy fokus na beweerde sluipmoordspanne in KwaZulu-Natal. Lede van die KwaZulu-Natalse polisie word daarvan beskuldig dat hulle onder die dekmantel van 'n taakspan by die moorde betrokke was. Daar word beweer dat transito-roofverdagtes, taxi-operateurs en dwelmsyndikaate geteiken is. Die ondersoekdirektoraat teen korrupsie se aanklaer, Dr. Drushanta Ramsamy, sal na verwagting Vrydag haar getuienis voortsit. Die Madlanga-kommissie het gehoor dat 149 mense in 'n tydperk van 3 jaar dood is in 77 sake waarby polisie taakspanne in KwaZulu-Natal betrokke was. Die nasionale tesourie het 10 miljard rand aan die sentrale energiefonds beskikbaar gestel om motoriste teen skerp brandstofprysstygings te buffer. Dit volg op volgehoue geopolitiese spanning in die Midde-Ooste en wisselvallige oliepryse. Parlementslede in die staande komitee oor toewysings het vandag vir die eerste keer die wetsontwerp op spesiale begrotings bespreek. Parlementslede is glo onkant betrap, aangesien die fondse sonder vooraf goedkeuring oorgedra is. Die minister van Finansies, Ino Godongwana, is ingevolge die wet op die bestuur van openbare finansies by magte om dringende fondse onmiddellik vry te stel. Daar is egter streng voorwaardes aan die oordrag gestel, wat aan die nasionale inkomstefonds terugbesorg sal moet word, indien dit nie in die toekoms gebruik word om brandstofprysstygings teen te werk nie. Daar word vermoed dat die brand wat vroeër die week by die Bloedrivier erfenisterrein in KwaZulu-Natal omvangryke skade aan infrastruktuur aangerig het, opsetlik gestig is, nadat olie op verskeie plekke opgemerk is. Die erfenisterrein het 'n beloning van R20.000 aangebied vir enige inligting wat tot 'n skuldigbevinding kan lei. Die brand het die terreinbestuurder, haar man en kinders se lewens in gevaar gestel. 'n Strafregtelike klag is by die Kingley polisiekantoor aan aanhange gemaak. Hongarye se parlement het 'n voormalige hoofregter van die land se Hooggeregshof, die 73-jarige Andras Baka, as president verkies. Baka is tot die grootendeels seremoniële pos verkies met die stemme van die regerende sentrumregse TISA-party. Lede van die voormalige eerste minister Viktor Orban se Fidesz-opposisieparty het die verkiesing geboikot. Thailand het sy vuurwapenlisensies opgeskort na verlede week se dodelike skoolskietery. Die Thaise eerste minister Anutin Charnvirakul het die ministerie van Binnelandse Sake en die polisie beveel om op te hou om lisensies uit te reik. Hy het ook strenger beheer en strafmaatreëls versoek. Die 14-jarige aanvaller het verlede Vrydag sy grootouers doodgeskiet
voordat hy 6 ander mense by sy skool vermoor en daarna homself om die lewe gebring het. En die 18-jarige Amber Rose Berry van Kaapstad berei voor om later van dese maand tussen 21 en 27 Augustus die Engelse Kanaal van Engeland na Frankryk deur te swem. Berry, wat reeds 'n Guinness wêreldrekord hou as die jongste vrou wat alleen van False Bay na Royals geswem het, wil met die poging die jongste Suid-Afrikaner word wat die Engelse Kanaal oorsteek. Die swem kan tussen 40 en 45 kilometer wees en sowat 12 uur duur, met koue water, sterk seestrome en swaar skeepsverkeer wat van die grootste uitdagings is. Eerder sy as ek, op daardie noot, baie dankie vir die saamkyk vanmiddag. Jy moet 'n wonderlike donderdag hê en dan maak ons môre aand weer so.